Toe Jesus by die verkeerde persoon gaan kuier het, toe die hele dorp hom gekancel. Ek lees graag, of julle ken die verhaal van Lukas 19, Jesus kuier by Saggeus. Saggeus is 'n tollenaar, nie net 'n tollenaar nie, hy's 'n hooftollenaar. Hy's bitterryk, maar ook so baie korrup. Die tipe mens wat jy op sosiale media baie vinnig sal cancel. Jesus loop deur Jerigo, Saggeus is ook daai hardloop vooruit, hy klim in 'n boom. Julle ken die verhaal. Jesus stop onder die boom en wat gebeur? Hy kyk op, hy stop, hy sê vir Saggeus, klim af. Ek gaan vandag by jou kom kuier. Wat is die skare se reaksie? Presies wat jy sou ervaar of beleef of verwag vandag op Netwerk 24 se kommentaar afdeling of op Facebook se comment section. Die mense cancel hom. Die mense sê hy gaan kuier by 'n sondaar, hoe kan hulle doen? Hulle mor, hulle oordeel. Hulle kan nie glo dat Jesus dit doen nie. Want in die skare se oë verdien Saggeus dit nie. Maar hier is die waarheid wat ek ons dalk oor na toe wil lei vandag. Jesus het nie gekom om mense te veroordeel nie. Jesus het gekom om mense te red. En in daardie dag het genade Saggeus uit die boom uit laat klim. Het genade by Saggeus gaan kuier. Het genade Saggeus se lewe verander en gered. En ons sien dit, want dan antwoord Saggeus en sê, Here, die helfte van my besittings gee ek vir die armes. En as iemand iets afgevat het, gee ek 4 keer soveel terug. So die skare se oordeel het Saggeus nie verander nie. Jesus se genade het. Ek sluit af, Paulus sê vir ons so mooi in 2 Korintiërs 2, ons is vir God 'n aangename geur. Die skare was reg, Saggeus was korrup, hy was boos, hy was dalk 'n sondaar, maar hulle was 'n bitter smake, onaangename geur vir Saggeus. Maar Jesus was die aangename geur van genade. Aangename geur wat by Saggeus se deur kom klop en hom kom red as gevolg van sy liefde en sy genade. So volgende keer, voordat jy 'n comment los op die nuusblogs of op Facebook of iemand wil reg help op sosiale media, vra jouself wat se geur gaan ek agterlaat as ek hierdie knoppie druk.